Japie van Zyl en die leuns van die boek Henog, deel 5. Ek is professor aan ons redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink aan die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, wat A4 boeke, so 460 bladsye dik, wat ook een van ons hoofhandboeke is vir ons Bybelskool studente in die eskatologie. Die beslaan gedeeltes van die boek Daniël en die hele boek Openbaring, elke komma, elke versie en elke lyntjie. Sou jy belangstel of 'n vraag hê of iets met my wil deel? Is baie welkom. Hier is my webtuis, my WhatsApp kontak is 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za, soos wat jy dit hierbo kan sien, né? As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, u is verskriklik welkom. Nuwe mense is altyd welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis, wat uiters noodsaaklik is vir u saligheid ook. Uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, ons noem dit subscribe, sodat u al die verskillende studies kan ontvang, is ook ons TikTok, boodskappe maandag tot Vrydag. Stuur hierdie kontak vir u vriende en kennisses, die reeks is lewensveranderend. Maak seker u skryfblokpen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Maak seker jy bring elke week ook 'n seatbelt of 2 saam. Jy gaan sekerlik 'n paar geestelike skokke kry. Dit is uiters belangrik dat u verstaan dat ons vereenseldig ons nie met die volgende groepe nie. Nie. Ons vereenseldig ons nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, die Sewende Dag Adventiste, Jehovah's Getuies, Rooms-Katolieke Kerk, enige protestante kerk of denominasie of organisasie. Ons behoort aan niemand nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer reg oor die wêreld op die internet. Halleluja. Ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, een wat vertaal was in 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam, en dis nie die 1902 korrupte Emphasis Bible wat hulle sê Dr. Rotterdam se Bybel is nie. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible was die naam Here Jesus in werklikheid Jaffa, die naam God is in werklikheid Elohim, die naam Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou jy sal sien, wanneer ek sê Heilige Gees, dan sê ek Ruach HaKodesh. Wanneer ek sê Jesus Christus, sal ek sê Jaffa. Maak my hande so, dis hakies, dat u kan verstaan. En ek doen dit terwille van die nuwe kykers, asseblief. Ons gaan nou aan waar ons opgehou het. Nou moet jy luister wat sê ons vriend Japie van Zyl. Hy verduidelik nou verder. Daar is 4 plekke in die doodryk. 4, waarin jy ingedeel gaan word. Nou, ek verstaan nie so lekker nie. Die indeling het sekerlik iets te doen met eers met 'n regterstoel veroordeling. Anders hoe gaan ons weet wie gaan waar en waar, spesiaal omdat daar 3 plekke in die doodryk is waar die slegte ouens naartoe gaan. En net een waar die goeie ouens naartoe gaan. Ja, jy het reg gehoor. Hy sê die goeie ouens gaan ook in die doodryk. Hy het ons gesê laasweek, waar ek vir u verduidelik het dat hy glo glad nie in die hemel, 'n wederkoms, 'n wegraping in die hemel in vir die bruid of enige iets nie. Hy glo net in die aardse doodryk. Goed, hy sê hierso, daar is 4 plekke in die doodryk waar jy ingedeel gaan word. Die doodryk is nie net die 3 plekke nie, dit is al 4 die plekke. 3 hiervan is slegte plekke, sê hy, en net 1 plek is 'n goeie plek. Hierdie goeie plek wat dan nou ook in die doodryk is 'n afdeling waar die regverdiges, nou moet jy mooi luister, in die doodryk, 'n afdeling waar die regverdig is, wie Jahwe. Jahwe beteken eintlik chicken God, soos jy reeds weet, gevrees het en gewandel het volgens sy gebod. Dis die 613 wette van Moses. So, as jy die volle 613 wette kan hou,
wat nie een Jood kon gedoen het nie een Israeliet nie, dan gaan jy na die 4de plek toe in die doderyk, die goeie plek. Nou sê hy so, hierdie goeie plek wat dan ook in die doderyk is 'n afdeling waar die regverdig is, wie Jahwe gevrees het en gewandel het volgens sy gebod en sy gebod in liefde en gehoorsaamheid gespreek het. So jy moet praat oor die 613 wette van Moses. Hierdie manne, volgens die boek van Henog, nou kom hy terug na die boek Henog toe. Want die goed wat hy verduidelik, bestaan nie in ons Afrikaanse 1933 Bybel nie, of die 53 nie. Hierdie manne, volgens die boek van Henog se plek in die doderyk is, hy sê daar is 'n waterfontein. Hulle is vrolik daar, so hulle is volgens die boek van Henog is daar 'n waterfontein. Hulle is vrolik daar, hulle hou 'n bietjie partytjie en dit is lekker daar. Daar is geen dors of geen behoeftes nie. Dit is baie lekker daar, sê Japie. Dit lees jy dan ook van die boek Henog, so sê hy direk, dis woorde uit sy mond uit. Die boek Henog. Nou wys Japie van Sail na die boek Henog, volgens hoofstuk 22 vers 2 en verder. Hy is ook opgedeel in hoofstukke. U wat saam met my deur die boek Henog gestap het, sal onthou, né? Nou hy sê in hoofstuk 22 vers 2, die boek Henog. Die opskrif in die boek Henog is die doderyk of die onderwêreld en die 4 holplekke. Nou ek kan amper vir jou sê, waar is die holplek? Dis die enigste holplek wat daar is. Daar staan nie 'n woord in die Bybel wat praat van 'n holplek nie. Ek ken 'n ander holplek. Vers 2, dis nou natuurlik in hoofstuk 22 vers 2 van die boek Henog. Vers 2, daarna het ek, dis Henog, na 'n ander plek gegaan, en hy, dis die engel, het aan my 'n ander plek gewys van groot en harde rots. En daar was 4 holplekke daarin, so dit was een groot plek, en in die dis een massiewe groot rots, en in die rots is 4 verskillende holtes. En daar was 4 holtes, en daar was 4 holplekke daarin, diep en baie glad, soos 'n kat, as jy in 'n put is, gly af, né? Die 3 daarvan was donker en geen helder, en hy sê, 3 was donker en 1 helder. En daar was 'n fontein van water in sy middel. Dis nou natuurlik die helder een. En ek, dis Henog, het gesê, hoe glad is hierdie holplekke? En die plekke was donker om te sien. Vers 3. Toe het Raphael, een van die heilige engele, ek wil net sê, dit is onbybels. Toe het Raphael, een van die heilige engele, wat saam met my, dit Henog was, geantwoord vir my gesê, nou maar na my vingers kyk ook, né? Hierdie holplek is geskep vir 'n besondere doel. Dat die geeste van die siele van die dooies daarin moet vergader. Ja, dat al die siele van die kinders van die mense hier kan vergader in die holplekke. Vers 4. Hierdie plekke is gemaak om hulle te vang tot die dag van die oordeel. Die bepaalde tyd wanneer die groot oordeel oor hulle sal kom. Ongelooflik, sê Japie van Sail. Dit is werklik ongelooflik om te sien wat in ons Bybels en in die apokriewe geskryf staan. Nou Japie, nou ek het nou laasweek gesê, ek dink jy snyp jou pastousies, jy moet die goed eet, maar ek wil sê, ek dink jy is verby dit. As jy die goed kan sê, dit staan in ons Bybels. Jy sien, dis wat hy doen. Hy vertel jou aangaande die 7 dwergies, dan sê hy, en dit staan in ons Bybel. Nou die armsalige siel wat hom volg, wat nie veel meer weet as hy nie, eintlik baie minder, want hulle glo sy snert wat hy preek. Nou hy sê, ongelooflik, sê Japie van Sail, dis werklik ongelooflik om te sien wat in ons Bybels en die apokriewe boeke geskryf staan. Die apokriewe boeke is die 17 boeke wat uit ons Bybels uitgegooi is. Ja, ons agnostiese Bybelgenootskap het nou met hierdie nuwe 2020 vertaling 'n Bybel uitgebring wat die apokriewe boeke terugbring. Dis natuurlik die Rooms-Katolieke boeke. Natuurlik, dit is soos Makabees 1, Makabees 2, Makabees 3, die boek van Jude, en so kan ons aangaan. Die boek van Moses en.
fairy tales. Dis boeke wat dit nie gemaak het na ons Bybel toe nie. Soos die boek Henog. Boek Henog was nooit eers gered, die apokryfe boeke het daar 'n kans gestaan. Maar daar was nie eers 'n boek Henog daai tyd gewees nie. Toe hulle die 1611 King James Bybel geskep het. Nee, hulle eers in die 18de eeu het hulle eers die eerste boek Henog in Ethiopië ontdek. Ethiopië, die ouens gaan dood van die honger daar. Waar sou hulle die boek Henog gekry het of geskryf het toen? Ja. Laat hy sê hierso, Japie van Zyl sê, dit is werklik ongelooflik om te sien wat in ons Bybel, navang hy jou, in ons Bybel. My pa het altyd gesê, skud net jou kop so, dat jou oor jou wakker klap. Want as jy die goed glo, iewers moet jy ook aan die slaap wees. Maar nou nie weghardloop nie. Meen, Japie van Zyl het ons beledig. Om vir ons te sê, ons kry 'n golden ticket, ons dink ons kry 'n golden ticket hemel toe. Wel ek wil een ding sê, ek wil eerder 'n golden ticket hê en hemel toe gaan, voor ek hierdie rabbies glo. Dit is werklik ongelooflik om te sien wat in ons Bybels en die apokryfe geskryf staan. Dit staan nie in ons Bybels geskryf nie, soos 'n leuen uit die doodryk uit een van daai putte van hom uit. Wat snerp, dit staan nie in ons Bybels geskryf nie. Nou gaan Japie van Zyl verder deur te verduidelik. Die Bybelse bevestiging, nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Hierdie gedeelte wat ek Japie van Zyl nou met die boek van Henog gelees het, word ook bevestig in die evangelie van Lukas. Ai. Wat het ons gelees? Kom ons kan net sien, wat het ons gelees? Ons het gelees oor die 4 holtes, waarin ons op 'n bepaal waar die mense almal die siele heen gaan, 3 slegtes en 1 goeie. Nou kyk nou hoe vang hy nou die mense. Nou kom as jy sê, hierdie gedeelte wat ek Japie van Zyl nou net uit die boek van Henog gelees het, word ook bevestig in die evangelie van Lukas. Jy praat hier jou nek my ou, want dan word niks van holplekke in die boek van Lukas of enige een van die apostoliese boeke, of kom ons sê van die 4 evangelieboeke gepreek of gelees nie. Hy sê, word ook bevestig in die evangelie van Lukas, en ook die gedeelte van Lazarus en die ryk man. Waarom lees Japie van Zyl nie vir ons hierdie genoemde skrifgedeeltes nie, maar verwys net daarna? Hoekom lees hy dit nie? Want dit staan nie in die Bybel van enige holplekke nie. Ek het jou net nou gesê, daar is net 1 holplek. En ek wil dit nie op die lig sê nie. 1 holte. Hoekom wil hy dit nie vir ons lees nie? Want dit wat hy noem, is snert, wat in die boek van Henog geskryf staan, en nou moet hy verwys na ons Bybel, ons protestante Bybel, die 33 Bybel, om dit te blykbaar te bevestig, en hy bevestig dit nie. Lazarus en die ryk man, nou gaan hy die storie vertel van Lazarus en die ryk man. So, die eerste gedeelte oor die holplekke, sê die boek van Lukas niks in ons Bybel nie. In die apokryfe boeke, moontlik, maar nie in ons Bybel nie. Lazarus en die ryk man. Nou vertel die Bybel vir ons, nou sê hy, nou vertel hy die verhaal, dis nou Japie, nou vertel hy die verhaal van Lazarus en die ryk man. Hy brei uit oor hierdie ryk man se lewe. Hy het alles gehad, maar nie vir Jahwe nie. Hy kon nie Jahwe hê nie, Japie. Want die woord Jahwe is eers in die 16de eeu geskep. Weet jy hoekom? Want julle wil Jahwe skep uit die tetragrammaton, van regs na links in Hebreërs. Jod, hy, vaf, hy. E-H-V-A. E-H-V-A. Nie 'n W nie, nie 'n W nie. Jy kan nie Jahwe skryf uit E-H-V-A nie. Dan maak julle soos die nuwe Grieks, dan sit julle 'n W in. Want dis nie Hebreërs Jahwe, is nie Hebreërs naam nie. Dis nie Hebreërs naam nie. Dis 'n Griekse naam wat in die 16de eeu geskep is. Soos die naam Jesus. Jy glo self dat die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep. Wat reg is, want daar was nie 'n letter J nie. Maar hoe skryf jy Jahwe met 'n J en 'n W, terwyl daar nie 'n J en 'n W in die antieke Hebreërs was nie? In die oorspronklike 22
antieke Hebreëse alfabet nie. Hy het alles gehad, maar hy het nie Jahwe gehad, hy kon nie. Hy sou Jaffa gehad het. Hoe jammerlik. Want onthou net weer, dis Jod, hy, Vaf, hy, nie Waf, hy nie. Vaf, 'n V. Die arme man Lazarus wat honger gehad het, en verlang het om te verstadig met die krummels van die ryk man se tafel af. Toe sterwe albei. En hier lees ons nou wat het gebeur. Nou sê ek net, u moet nou die seatbelt vasmaak. Want hierdie is 'n totale leuen, wat hy nou vir u gaan verduidelik. En ek moet my ongelukkig sê seatbelt, ek kan sê veiligheidsgordel, dan klink dit mooi in Afrikaans. Maar hierdie is 'n seatbelt. Dis 'n totale leuen, want die Bybel sê nie dat Abraham of Lazarus in die doderyk gegaan het nie. Lees vir my die skrifgedeelte. Ek challenge julle Israel visie mense. Stuur vir my in enige van die Bybels, die 33, 53, selfs die 83, die verdraaide en verkragte en vertaalde 33 Afrikaanse Bybel, met sy 9000 skriftuurlike veranderings en 18 totale versweglatings. Gebruik hom ook. Geen my een plek waar die Bybel sê dat Lazarus en vader Abraham was in die doderyk gewees, soos wat Japie van Sail dit hier vir ons gaan verduidelik. Ek wil hê u moet daarop let. Want dit is 'n totaal onbybelse leuen. Want Lazarus en vader Abraham was nie in die doderyk gewees nie. Ons moet nou luister hoe vertel hy die verhaal. Alright, hy sê, hier lees ons nou wat gebeur het. Want die Bybel sê, want die Bybel sê nie dat Lazarus en Abraham in die doderyk was nie, maar hy was inteendeel by vader Abraham. Lazarus was waar? Hy was by vader Abraham. Hy was waar? Lazarus was aan die boesem is bors, van vader Abraham. En waar is vader Abraham? Hy's in die hemel. Hy's in die hemel. Kyk wat sê hy. Nou moet ons die hemel en die doderyk konsep verstaan. Maar hy was inteendeel by vader Abraham, wie regverdige van Jaffa die Almagtige was. Lazarus was in die goeie deel, nou sê Japie, Lazarus was in die goeie deel waar die waterfonteine is. Werklik? Waar staan dit in die boek? Van Lukas, of enige een van die ander. Hy was in die goeie deel, dis natuurlik holte nommer 4, waar die waterfontein is. In hierdie gedeelte genoem die boesem van Abraham. Kyk hoe gee hom sy eie name. Waar staan dit in ons Bybel? Hy was in die goeie holte. Was hy in Abraham se holte? Nee, vergeet dit. Hy was in die boesem van vader Abraham. Want onthou, dis 'n geestelike vertelling. So wat sê hy hierso? Hierdie gedeelte genoem die boesem van Abraham. Ek wil net weer, waar staan hierdie leuen in die Bybel? En die ryk man was toe in een van die ander 3 afdelings van die doderyk gewees. Hy het ons nou vir ons verduidelik. Dit staan in ons Bybel so geskryf. Nee my ou, by die tyd moet jou neusgate deurgesny wees aan jou pistousties. Ek prof Hannes sê, dit is noodsaaklik dat u die beeldspraak in hierdie skrifgedeeltes reg moet verstaan. Hier's beeldspraak wat ons moet kan verstaan. En omdat die kerk nooit vir ons die beeldspraak verduidelik het nie, daarom kom Japie van Sail weg met hierdie tipe godsdienstige selfmoord. Lees nou saam met my, dis nou Japie van Sail, Lukas 16 vers 21 en verder. Hier's nou, onthou, hy het eers die skrifgedeelte aangehaal om die 4 holtes te bewys wat nooit gewees het nie. Wat in werklikheid verwys na Lazarus en vader Abraham se vertelling. Dus sê Japie, kom ons lees Lukas 16 vers 21 en verder. En sien dat ons almal neerdal na die doderyk. Nou wanneer jy dit gaan lees soos wat hy dit verduidelik,
dan maak dit nogal sin in 'n mate dat mense wat niks weet nie, dit kan glo. Wat het Abraham toe vir hierdie ryk man geantwoord wat nodig vir ons mense om na die goeie deel van die doodryk heen te gaan? Hy vra hierso, hy sê in Lukas 16 vers 1 en verder, en sien dat ons almal neerdaal. Daar staan niks van ons almal neerdaal na die doodryk nie. Daar staan niks van ons almal in Lukas 16:21 nie. Neerdaal na die doodryk. Wat het Abraham toe vir hierdie ryk man geantwoord wat nodig is vir ons mense om na die goeie deel van die doodryk heen neer te daal? Daar bestaan nie so 'n ding om na 'n goeie deel. Daar is nie 'n goeie deel van die doodryk nie. Die Bybel sê die doderyk is 'n plek waar ek smarte ly. Jy gaan dit sien. Lukas 16 vers 19 en verder. En daar was 'n ryk man. Nou moet jy mooi luister. En hy het purper en fyn linne gedra. Klink amper soos 'n Katoliek, né? Want hulle dra purper en fyn linne. En elke dag was hy vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus vol swere voor sy die ryk man se poort gelê het. En hy dus natuurlik, Lazarus het hom verstadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Vers 22. En toe die bedelaar sterf, nou moet jy mooi luister. En toe die bedelaar sterf, het die engele hom na die 4de holte in die doodryk geneem. Is daar wat in jou Bybel staan? Nee, jy sien, dit is snert wat ek nou gepraat het. Want dis hoe dit vir Japie van Sail lees. Luister wat sê hy. En toe die bedelaar sterf, is hy, dis die Bybel, die 33. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra. So in die 4de holte is die engele. Nou, waar kry ons die engele? Waar kry ons die 24 ouderlinge, die 4 heilige wesens, Michael, Gabriel en die engele in die doodryk? Want dis wat Japie van sy, ons gaan nou gaan probeer vertel. Sê my Johannes, apostel Johannes in die Openbaring 1, was hy in 'n put afgegaan, naamlik waar waterfonteine is? Is hy soontoe? Het hy die 613 wette gehou van Moses, of het hy hulle nie ook verbreek nie? Is die apostels van Jahvashua, is hulle volwasse geonderdompel? Natuurlik, want dit was deel van Jahvashua se bediening gewees. So dan, die feit dat hulle geonderdompel is, dan sê dit hulle die 613 wette van Moses verbreek. Nou hoe gaan hulle dan na die nommer 4 holte toe? Hulle moes maar na die nommer 1, 2 of 3 holtes toe gegaan het. Sien. Vers 22, en toe die bedelaar sterf, hy sê deur die engel weggedra na die boesem van vader Abraham. Hier staan niks dat Lazarus in die doodryk, in die put of die holte van die aarde was nie. Nog nooit het ek, Prof. Hannes, in my Bybel gelees, dat Jahwe die Almagtige, dis die Here Jesus Christus, sy engele in die doodryksput is nie. Nog nooit. Maar aanhoudend volgens die boek Openbaring vind ons die engele in die hemele. Waar sou vader Abraham eerder gewees het? Wat sê u? Antwoord my. In holte nommer 4? Of 1, 2 of 3? Holte nommer 4? Of in die hemel? Ja, jy kan ons dink. Waarin het Jahvashua in opgevaar? Opgevaar been op. Waarin het die sondaar, die ryk man neergedaal? Neergedaal in die doodryk af. Panzi, down. En Hambapezulu, op, boontoe, to the top. Jahvashua het opgevaar. Hy het nie neergedaal nie. Verstaan? Had hy sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was, ek vir julle sê het. Ja, toe hy afgedaal het in die doodryk, het hy gegaan met die doel om die stedels van die dood in die doodryk te gaan terugneem by die Satan. Dit wat Adam en Eva verloor het, naamlik die ewige lewe. Dis waar hy, om hy sê, 1 Korinte 15, daar van vers 36 af, na vers 58 toe. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning?
Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Waar het hy het gekry? Hy het dit gaan haal in die doderyk. Hy het uit die paradys uitgekom, want hy het aan die kruis sê hy vir die ou aan die kruis, die een sondaar. Die een sê, as u dan Elohim is, haal ons af. Die ander een sê, dink aan my. Yahshua sê vir hom, vandag heen sê hy saam met my waar wees? In die paradys, in die derde hemel. Is ek reg? Ja. Dan gaan Yahshua op in die paradys. Hy vat hierdie ou paradys toe, in die vierde hemel. Na hy daai ou daar aangebring het, dan daal hy neer, vrywillig, in die doodryk. Om wat te gaan doen? Om die grendels van die dood in die doodryk te gaan verbreek. Jy moet die beeldspraak aan reg verstaan. Na 3 dae dan kom hy uit met hulle wat hy losgesluit het, wat hy vrygemaak het, en dan bring hulle uit saam met hom. Dan bewandel hy die aarde en dan vaar hy op in die hemel met die belofte in die huis van my Vader. Waar? In die hemele. Dis hoekom Jaapie van Staden en sy gevolg nie van apostel Paulus hou nie. Want hy praat van die hemele. Hoe sê Jaapie? Ons dink ons kry 'n golden ticket. Het Yahshua 'n golden ticket gekry? Natuurlik. As hy dan 'n golden ticket gekry het om op te gaan, dan gaan ons ook golden tickets kry. Want die woord sê vir ons in 1 Tessalonisense, ons gaan in 'n oomblik in 1 Korinte 15, ons gaan in 'n oomblik in 'n oogwind verander word uit 'n verganklike in 'n verheerlike liggaam, hom tegemoet in die lig, op, bo, bijou. Hy sê nie af in 'n gat nie. Die 4de gat nie. Of holte, wat noem jy dit? Ja. Waar sou Vader Abraham eerder wees? Wat sê u? In die hemel waar die engele is, want die engele het hom opgedra na die boesem van Vader Abraham. In die hemel waar die engele is en nie in die doodryk nie. Dit is sekerlik Bybels of logika. Jy moet net logika gebruik, dis al, as jy het. Natuurlik. Lukas 16:23. En die ryk man het ook gesterf en is begrawe. Nou moet jy kyk. En toe hy in die doodryk sy oë ophef, waar is die doodryk? In die put van die aarde. Jy moet my boek lees, die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. So dik swart A5 boek, so by die 500 bladsye dik. 13 jaar van my lewe in daai boek ingegaan. Dit is uiters noodsaaklik. Jy moet dit kry. Daai boek haal al hierdie leuns van Jaapie van Zyl en sy trawante, sy boerevolk, sy Israel visie ouers. Hy haal hulle uit. Hy sê, Lukas 16:23, en die ryk man het ook gesterf en is begrawe, en toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smart was, sien hy Vader Abraham van ver af. Nou moet jy mooi luister. Nou verduidelik hulle Vader Abraham, die doodryk. Die boek hier nog sê, dis 4 putte, 4 holtes, 4 gate. Nou is die rykman is in die eerste een. Want hy het nie die wette en goed gehou nie. Jy kan onthou toe hy verduidelik het, hoe moet jy kwalifiseer vir 1 en 2. Die eerste put was vir die wat nie die wette gehou het nie en hulle sonde gesterf het. Die tweede een was vir die ouens wat op die aarde gesterf het en nie 'n kans gehad nie, en so het hulle verduidelik vir ons. Kan jy onthou? En dan is daar die 4de put. Nou hulle is so laas mekaar. Want hulle is 1 groot put en dan met 4 holtes. Wat hy dan net vir ons verduidelik vanaand. Dis 1 groot klip. 1 plaat klip met 4 gate, 4 holtes. So nou is nou is die ryk man in put 1, want hy het nie die wette gehou nie. En hier in put 4, nou verduidelik hy, daar is Lazarus en Vader Abraham in put 4. Nou as dit die aarde is, die kors van die aarde is bo, die doderyk is in die middel van die aarde, dan moet hierso ook hitte wees, regdeur. Want ons gaan sien, die rykman sê, hy ly smarte in die verderf, in die doodryk. Maar al wat Vader Abraham en vir Lazarus red,
is hulle het 'n fontein van water, wat hulle 'n bietjie water kan drink nou en dan. Wat soek die waterfontein anders dit daar? Jy sien, ons gaan nou sien dat Japie verduidelik vir ons, want die Bybel sê, daar is 'n kloof tussen die ryk man en Vader Abraham. Die kloof is so. Dis seker maar so 'n kloof werk, né? Punt A, punt B. 'n kloof. Is jy met my? Nou sê die Bybel hierso. Wat sê hy? Vers 23. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doodryk, punt 1, sy oë ophef, terwyl hy in smarte was. So hy was verskriklik hartseer. Sien hy Vader Abraham van ver af. Jy sien, Japie verstaan nie dat hierdie was 'n metafoor wat Jafashua verduidelik het oor die koninkryk, oor die doderyk en oor die prys, die oorwinning wat die bruid gaan behaal nie. Hy verstaan nie, want hy glo nie aan die hemel nie. Dis mos 'n golden ticket. Terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver en Lazarus aan sy boesem. Hierdie is beeldspraak wat wys na twee verskillende bestemmings waarheen die ryk man, Lazarus en Vader Abraham gegaan het. Nadat hulle gesterf het, dit is nie dieselfde plek nie. Verstaan ons dit? Nou dit is, as ons glo, dat die doodryk hierso is, daar is nie 'n hemel nie, want hy praat van die golden ticket, en hierdie is die 4de put, of die 4de gat, wat jy dit wil noem. Nou hier's nou iets, ek wil hê, u moet gaan, want die tyd het ons gevang, en u moet hierdie skrifgedeelte verder gaan lees, en vir u self sien, wie praat die grootste snert wat daar is. As dit in die Bybel staan wat ons nou besig om te ervaar, dan gooi ek my Bybel weg, want dit beteken, daar is nie 'n ewige lewe nie, Jafashua het nie in die hemel in opgevaar nie. En nou wil ek vir jou een ding sê, laat jy my hoor. Ek praat altyd van die spookpredikers. Japie van Zyl is een van die grootste spookpredikers wat daar is. Een van die grootste NAR agente wat jy ooit in jou lewe gaan raakloop. Want hy verkondig 'n leuen uit die doodrykheid, wat niks met die hemel te doen het, en Jafashua, in die hiernamaals in die hemel nie. Versprei hierdie DVD aan almal, stuur dit wyd en suid, praat hieroor. Ek wil u aan die praat sit, u moet begin luister en ervaar wat word op die internet geleer aangaande die boek hier nog. Hierdie is net die begin. Hierdie is net die begin. Jy gaan die skokke van die lewe kry. Tot volgende week, as Vader liewing en gesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.